Daar word soveel keer gesê, daar's soveel negativiteit en slegte mense en dinge in hierdie wêreld. Maar wie se verantwoordelikheid is dit om daai negativiteit teen te werk? En teenoorgesteld van dit, wie se verantwoordelikheid is dit om die positiwiteit, die vriendelikheid, die selfbeheersing, die geduld in die wêreld in te bring? Amos 5 vers 24 sê, laat die geregtigheid en die reg soos rollende waterstrome in die wêreld inkom. Laat dit voortspring soos 'n standvastige stroom. Dit is ons verantwoordelikheid. Ons is Jesus se hande en voete in hierdie wêreld. Ons moet die wapenrusting aantrek. Ons moet die vrugte dra van die Gees. Ons as Christene moet die vriendelikheid en die goeie dinge in die wêreld inbring. En as ons aanhou vaskyk na die negatiewe dinge, dan moet ons die verandering wees. Ons moet die verskil maak. Ons moet in die wêreld ingaan en goeie dinge in die wêreld versprei, sodat daar meer goeie dinge beskikbaar is, sodat daar meer evidence is van goeie dinge in die wêreld. Ons kan nie aanhou bid en sê, bring goeie dinge in die wêreld in nie, verlos ons van hierdie slegte wêreld nie. Maar ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is verantwoordelik daarvoor om goeie dinge in hierdie wêreld in te bring, namens Jesus, namens Christendom, namens God se koninkryk. En dit is waar, maak nie saak wat se kerk jy in is, of wat se denomination jy in betrokke is nie, of wat se community jy in betrokke is nie. Jy is 'n Christen, en daarom moet ons Jesus se voorbeeld navolg. Een van Jesus se bevele was, hê mekaar lief soos wat ek julle lief gehad het. Dit beteken ons moet dien, dit beteken ons moet vir ander mense omgee, dit beteken ons moet vir ons vyande omgee en lief hê. Anyways, ek wou net dit deel, want dit is al 'n rukkie op my hart. Lekker dag.